was walking in the darkness with no light to guide my way. Every road I tried to follow only led my heart astray. I was searching for a reason for the emptiness inside, but I couldn't see the answer standing there the whole time. Goeiedag geliefdes. Voel jy verniel? Lees saam met my Romeine 5 vers 1 tot 5. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het hy ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dis egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Wat is hoop? Hoop is 'n moeilike ding. Hoop is maar, kan ek die Engelse begrip gebruik, 'n flimsy ding. Hoop is eintlik maar 'n situasie vol spanning, want ons hoop mos dat ons skip inkom. Ons hoop dat dit gaan beter gaan. Daar is vir ons geen waarborg nie. Dis hoe ons in ons taal en in ons kultuur hoop gebruik. Ons hoop op beter dae. Maar dit is nie gewaarborg nie. So hoop het altyd vir ons iets in van spanning. Maar die woord hoop soos dit in die Nuwe Testament gebruik word, soos dit in die Grieks gebruik word, soos Paulus dit hier in Romeine gebruik, het niks te doen met onsekerheid nie. Dit beteken eintlik 'n diep gaande vertroue en 'n verwagting van iets wat reeds is. So hoop gaan net oor 'n beweeg van hier waar ek nou is tot daar waar die wonderlike ding is. Dit is hoop in die Nuwe Testament. En nou word vir ons beskryf dat swaar kry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop en die hoop beskaam nie. Dit beteken 'n mens met hoop is 'n mens wat 'n sekerheid ken. Weet definitief wat voorlê. En 'n mens wat hoop, is 'n mens wat besig is om so 'n versekerde lewe te leef, na iets wat reeds is. Dink ook aan gister, waar ons geleer het dat Christus klaar die wêreld oorwin het. Eergister wat ons gehoor het, dat ons op pad is na 'n oorwinningslewe saam met God. En dan besef ons, dit is die werklikheid, dit is wat is, die toekoms, by God, vir sy mense, is. En die lewe hier, is 'n versekerde lewe soontoe, na wat is. So al is jou lewe vol swaar kry, soos wat hier staan. Die een ding wat jou nie skaam maak nie, is hoop. Dis die een ding wat jy kan hê. En ek wil jou aanmoedig om vas te staan in hierdie hoop, want dis nie 'n hoop vol spanning nie. Dis nie 'n hoop wat sê, miskien sal dit gebeur, of miskien sal dit waar word nie. Dit alles waarvan ons droom, is reeds waar in Christus Jesus. Ons God het dit reeds waar gemaak, so dit is. En daarom kan ons 'n versekerde lewe soontoe leef, ten spyte van die verniel wat ons deurgaan. Mag jy met en vol hoop leef. Shalom. I remember all the heartache, all the nights I felt alone. Every prayer I thought unanswered, every tear I'd never shown. But your love was always with me, even when I couldn't see. Now I know it